Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel. Ek het 'n vraag vir jou. Wat is die bangste wat jy al was? Daai oomblik wat as jy nou terugdink daarna, dan kry jy nog daai hoendervleis van sjoef. In 'n oomblik van veg of vlug het jy net gewens die aarde sluk jou in en jy is net nie daar nie. Volgende vraag, wat is die bangste wat jy al was met so 'n ding in jou hand? Hierdie vir die wat nie weet wat dit is nie, dis 'n koevert. My bangste was gewoonlik as ek my rapport gekry het aan die einde van 'n kwartaal, dan my rapport in so 'n koevert gekom en dan moes ek nou die ding vir my ouers gee. Ek moes ook gewoonlik verduidelik hoekom dinge nie so sleg is soos wat dit daar op daai rapport staan nie. Miskien is dit vir jou iets anders, miskien is dit vir jou 'n rekening wat jy nie kon betaal nie, weet daai wat so daai rooi stempel op het. Miskien vir die van ons wat nog briewe kon skryf of geskryf het, was dit 'n liefdesteleurstelling. Jy hoor so baie van die mans wat in die weermag was, daai D. John briefies wat hulle gekry het. Ons praat oor die brief wat Paulus geskryf het aan Filemon. Ons het laasweek gesien dat dit moontlik is om te verander. En wanneer 'n mens slegte gewoontes het of slegte dinge doen, dan kan jy verander. En ek wil jou graag uitnooi, as jy nog nie daai boodskap gekyk het nie, gaan asseblief terug en gaan kyk daai boodskap. Vandag praat ons oor versoening. En dit wat Paulus vir Filemon skryf, want sien ons werk met 'n slaaf, die man se naam is Onesimus. En die man het weggehardloop van Filemon af. En hy het opgeëindig by Paulus in Rome. En Paulus het met hom begin werk en hom met 'n pad begin stap van verandering. En nou stuur Paulus hom terug met hierdie koevert, met hierdie brief na Filemon toe en sê, gaan maak reg. Nou, vir my was dit miskien 'n pak slaag, dalk straf omdat my rapport sleg was en dit was my vrees vir hierdie koevert. Vir jou was dit miskien 'n liefdesteleurstelling of die bank wat in jou deur kom klop. Vir Onesimus was dit iets totaal en al anders. Sien, die ding met slawe in daai tyd is wanneer 'n weggeloop slaaf gekry was en hy gevang was en hy teruggegaan het na sy eienaar toe, het daar gewoonlik een van twee goed met hulle gebeur. Die eerste een, as die eienaar hom goedgesind was, dan was hy gebrandmerk en hy sou die res van sy lewe met daai brandmerk rondloop en almal sou weet hy's 'n wegloopslaaf en niemand sal hom vertrou nie. Maar dis as hy gelukkig is. Die ander kant van dit was hy was doodgemaak, gekruisig soms. En wanneer Onesimus met hierdie brief na Filemon toe gaan, is dit letterlik sy lewe wat hiervan afhang. Dit wat Paulus hier binne in geskryf het. Dis 'n getuigskrif van hoe Onesimus verander het en hoe lief Paulus vir hom begin word het. Maar Onesimus weet nie hoe Filemon gaan reageer op hierdie brief nie. Almal reageer ons nou anders in sulke situasies. Is hier waar ons na die skrif gaan kyk en sien wat sê Paulus aan Filemon. En binne in hierdie skrif gee Paulus vir ons 'n paar maniere hoe om konflik te hanteer sodat daar versoening kan wees. Dis 'n storie so oud soos tyd, daar's nog altyd konflik. En ons as Christene moet weet hoe om dit te hanteer. En wanneer ons dit net los, is dit daai vlugting en niks gebeur met dit nie, dit word net onder die mat ingevee. En dan is daar gevare daaraan gekoppel. En wanneer ons dit verkeerd hanteer en dit verkeerd konfronteer, dan sit dit ons in 'n situasie wat ons eintlik maar net mense seermaak en onsself seer kry. So kom ons kyk 'n bietjie wat Paulus sê en hoe hy met Filemon werk. Ek lag so toe ek lees dat hierdie brief, alhoewel hy net 25 verse is, gesien word as 'n juweel van oorredingskuns. En die manier hoe Paulus hierdie brief skryf om net met Filemon half voor te berei voordat hy optree. Kom ons lees Filemon vers 7 tot 15. Ek is inderdaad baie bly en bemoedig oor jou liefde, broer, omdat die hart van die heiliges deur jou verkoop is. Daarom al het ek in Christus groot vrymoedigheid om jou te beveel wat jy behoort te doen, rig ek, Paulus, op grond van die liefde eerder 'n versoek aan jou.
Juis omdat ek so 'n ou man is en nou ook nog 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek pleit by jou vir my geestelike kind Onesimus, wat ek tydens my gevangenskap verwek het. Hy het destyds vir jou geen voordeel ingehou nie, maar nou hou hy vir jou en vir my groot voordeel in. Ek het hom na jou teruggestuur wat my eie hart is. Ek wil hom graag by my hou sodat hy my in jou plek kon dien, terwyl ek ter wille van die evangelie in boeye is. Maar sonder jou instemming wou ek niks doen nie, sodat jy jou goeie daad nie uit dwang nie, maar vrywillig sal doen. Dalk was hy juis om hierdie rede 'n rukkie lank van jou weg, sodat jy hom vir altyd kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer, in besonder vir my, hoeveel te meer dan vir jou, liggaamlik sowel as in die Here. Net 'n so kantnota, wanneer Paulus sê ek stuur hom nou waardevol vir jou terug, want voorheen was hy nie waardevol vir jou nie. Onesimus, daai naam beteken waardevol. En dis Paulus wat half met sy naam speel, wat sê, weet jy wat, hy het nie opgelewe teenoor wat sy naam was nie, maar daar het verandering in sy lewe gekom en nou kan jy hom maar waardevol noem, want nou beteken hy iets. Maar is Paulus wat ook so met Filemon werk met 'n padkaart van versoening. En is so mooi wanneer hy sy woorde kies wat hy spesifiek skryf vir hom. En hier lê verskriklik baie waarde en ek dink ons kan regtig hierby leer. Wanneer ek en jy 'n pad wil stap van versoening, het ons tog 'n kaart nodig. As jy enige plek toe wil gaan, het jy 'n kaart nodig. Jy moet weet waartoe jy gaan, jy moet weet waar jy is en dan moet jy nou die lyne tussen mekaar kan trek hoe ek daar gaan uitkom. En dis juis dit wat Paulus doen. Hy gee vir ons hierdie padkaart. Maar hy sê vir Filemon, voordat jy begin om hierdie brief verder te lees, voordat jy nog enige iets doen en reageer op hierdie slaaf wat teruggekom het, wat voor jou staan, wil ek net vir jou ietsie sê. Hy sê, ek wat Paulus is, rig op jou versoek op grond van die liefde. Nou, in die vers net voor dit sê hy ook, ek verstom my oor jou liefde en dit wat jou liefde doen in die gemeente waar jy dien, want hulle het 'n gemeente gehad. Uit sy huis uit was daar 'n selgroep. En so het hy mense bedien. En dis Paulus wat hier op sin speel. Hy sê, daai liefde, en wanneer ons gaan kyk na die Griekse vertaling, is dit die agape liefde. Miskien het jy al van hierdie gehoor. Dis daai liefde wat net van God af kan kom. Dis nie 'n liefde tussen broers nie, is nie 'n liefde tussen man en vrou nie. Dit is 'n dieper liefde. En dis Paulus wat Filemon herinner aan hierdie liefde. Hy sê, daai liefde, daai agape liefde, daai onvoorwaardelike liefde. Niks kan begin sonder dit nie. En voordat jy hierdie brief verder lees, voordat jy verder die pad stap van versoening, begin by die fondasie. Kom ons lê die fondasie eers neer. Jy kan nie versoen word sonder liefde nie, sonder hierdie agape liefde wat net van God af kan kom nie. Jy het dit nodig. Filemon se daai liefde. Kom ons alles wat ons nou op gaan bou. Kom ons bou daarop. Maar wat beteken hierdie liefde vir my en jou? Wat sê dit wanneer ons 'n pad stap van versoening en om konflik op te los en om verhoudings te herstel? Die eerste ding is, hierdie liefde kos 'n prys. En die enigste vers wat ek aan kan dink, wat hierdie die mooiste opsom, is Johannes 3 vers 16, wat sê, God het die wêreld so lief gehad dat sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is onvoorwaardelike liefde. Dis 'n liefde wat sê, ongeag wat jy gedoen het, ek kies vandag om jou lief te hê. My liefde vir jou hang nie af van jou persoonlikheid nie, van jou dade nie, van jou werke nie, van hoe goed jy is, hoe sleg jy is nie, is onvoorwaardelik. Daarom kan ek en jy voor God staan en hy kyk na ons deur sy seun Jesus Christus en hy het ons onvoorwaardelik lief. Maar dit kos tog 'n prys. Om iemand onvoorwaardelik lief te hê,
sê dat ek stel myself tweede. Ek gaan dood bietjie in die eie ek. Dis daar waar ek onselfsugtig begin word. Want ek word bewus dat daar's 'n groter prentjie as net ek. Die wêreld draai nie net om my nie. En dat God 'n groter plan het. En ongeag hoe ek voel in my emosie in die oomblik, is ek bewus van God se plan. Ek is bewus van sy liefde. Dit bring my op 'n plek waar ek kan luister. Soveel keer in 'n argument, soveel keer in konflik, het ons almal baie dinge om te sê, want ons het 'n saak om te verdedig. Ons wil ons kant stel. Maar liefde sê ek is bereid om te luister. Ek is bereid om jou kant te hoor. Sodat ons saam 'n oplossing kan vind. Soms is dit hierdie geveg tussen voorwaardelik en 'n oplossing. Ek weet nie of jy dit al ervaar het in 'n konfrontasie of 'n konflik of 'n argument nie. Maar elke ene kom na die tafel toe met hulle voorwaardes. Dis of die manier hoe ek dit wil hê of dit is glad nie. So word niks opgelos nie. Inteendeel, dit het die vermoë om dinge soms te vererger. Die risie uit te rek. Ons kom nooit tot op 'n punt wat ons vrede het nie, want ons wil nie ons eie ek begrawe nie. En wanneer ek en jy met konflik sit en ons wil dit hanteer, moet ons onselfsugtig, onvoorwaardelik na die tafel toe kom. En is daai dinge wat hierdie prys kos, is daai wat moeilik is om af te lê. Maar gewoonlik is dit daai ding wat die moeilikste is, wat die moeite werd is. Dan kom Paulus, en sê hy vir Filemon, hier is die stap, hier is die padkaart. Dis die volgende stap na versoening. Jy kan kies. Hy sê, op grond van die liefde, rig ek eerder 'n versoek aan jou. Later sal hy ook sê, en dit wat ons al gelees het, hy sê, ek wil niks sonder jou instemming gedoen het nie. Ek wil hê jy moet kies. Daar's 'n ding wat ons baie dinge net wil afdwing. Ons wil net sê, weet jy wat, jy moet vergewe en jy moet klaar kry. Vergewe en vergeet en dit moet sommer nou gebeur. Hoe onregverdig is dit nie? Hoe onregverdig is dit nie dat ek iets aan jou doen, doelbewus jou seer maak, weet ek het jou seer gemaak. En nou kom ek en sê, wel, die Here sê jy moet vergewe, 70 maal 7 keer. So wat gaan aan met jou? Vergewe net, vergeet, dis mos nou klaar. Ek het mos nou gesê jammer. Dis mos nou wat dit is. Hoeveel huwelike het nie op die rotse beland as gevolg van dit nie? Hoeveel besigheidsvennote, vriende is nie uitmekaar uit as gevolg van dit nie, net omdat ons hierdie ding probeer dwing in 'n rigting, 'n onnatuurlike rigting. Dit is baie onregverdig om dit van enige iemand te verwag. Of van enige iemand om dit van jou te verwag. En wat Paulus vir Filemon sê is, ek kan jou dwing. Inteendeel, hy skryf dit in die brief, hy sê, ek het genoeg gesag om vir jou te sê wat om te doen. Ek is Paulus, die 13de apostel, die een aan wie Jesus verskyn het. Hy kan rang trek. Maar hy sê, dis nie wat ek doen nie. Ek wil hê, jy moet kies. Dit laat my dink aan die storie van hierdie dogtertjie, hulle is op 'n lang vlug, sy en haar ma, en sy raak nou half kriebelrig en vroetelrig en verveeld. En nou begin sy beweeg. En naderhand sluip sy so van haar stoel af en sy sê hier in die gang op en kom sit en naderhand is sy in die pad van die lugvaardin en sy begin nou regtig half die mense om haar steur en nou begin sy hardloop en dit is mos nou 'n speelietjie. En haar ma raak kwaad vir haar, sy sê, sussie, kom sit hier op die stoel en sit stil. Ek praat nou nie weer nie. En die dogtertjie vou haar arm so, heel kwaad in haar mond is so opgeblaas en sy sê vir haar ma, mamma, ek wil net vir mamma sê, ek sit nou stil op hierdie stoel, maar in my hart, hardloop ek rond. Is dit nie hoe ons werk soms met vergifnis nie? Ons het op daai ding van, ons moet dit net doen, want dis wat van ons verwag word, en ons sê ons jammer, al sê ons vergewe,
In ons hart haat ons nog. In ons hart is ons nog kwaad. In ons hart is ons nog hartseer. Daar's 'n baie beter manier om met hierdie te werk. En wanneer ons kom op 'n punt waar ons moet vergewe, nommer 1, dis jou keuse. Jy kan kies om te vergewe of jy kan kies om dit nie te doen nie. Nie eers die Here maak hy keuse vir jou nie. Wat hy wel sê is, jy moet 'n besluit maak. En wanneer ons kies om nie te vergewe nie, wat is die uiteinde daarvan? Dit is bitterheid. Dit is 'n lewe wat ek net 'n victim begin word. En alles wat met my gebeur is anders se skuld, want ek hou vas aan hierdie seer. En dis 'n moeilike pad. Dan is daar 'n pad van versoening wat ek stap. Dis die keuse en ek stap liewer te die moeilike pad van versoening as die moeilike pad van bitterheid. Maar hierdie pad wat ek begin stap van versoening, sê vir my, weet jy wat, ek kan werk met my seer. Ek kan op 'n punt kom wat ek my seer kan identifiseer en sê, weet jy wat, jy het my seer gemaak. Jy het my seer gemaak omdat jy dit en dit en dit gedoen het. En dit was nie reg nie. Of dit is hoe ek voel. En ek het die reg om tyd te spandeer en saam met die Here hierdie pad te stap van versoening, van vergifnis. In my gesprekke met mense wat praat van op die punt wat hulle gekom het om te vergewe, hoor ek altyd hierdie ding. Hulle sal sê, toe ek vergewe of toe ek op die punt kom wat ek vergewe, het ek absolute vrede ervaar. Wat dit maar eintlik sê is, ek het 'n pad gestap saam met God. En in daai oomblikke van genesing het ek hom ervaar. En hy het gewerk met my seer. Toe ek my seer identifiseer. En ek kon vorentoe gaan. Ek kon vorentoe gaan in die lewe. Volgende ding is om te kies om op die regte goed te fokus. Paulus skryf hierdie brief verder en dan lig hy Onesimus se goeie punte uit en hoe hy verander het. En dit is vir my so mooi wanneer hy dit doen. Selfs wanneer hy die brief aan Kolossense skryf en hierdie twee briewe was so saamgestuur, dan praat hy ook oor Onesimus en hy herstel basies sy posisie as broer in die gemeente. Hy lig sy goeie punte uit. Geen mens is net sleg nie. En is asof Paulus vir Filemon sê, kom ons fokus op die goeie goed. Want daarin kan ons begin saamwerk. Daarin kan ons begin hande vat en hierdie ander dinge uitsorteer. Nou natuurlik praat. Praat is so belangrik. En die een kant kom ons om te luister. Maar wanneer ek met my seer werk, wanneer ek met my gevoelens werk, is dit so belangrik om daaroor te kan praat. Praat met iemand wat jy vertrou, praat met die Here oor jou gevoelens. En wanneer dit nodig is, praat met 'n professionele persoon. Dis wanneer ek praat en uiting gee oor hoe ek binne voel, wanneer ek soms agterkom wat maak regtig seer. Dis wanneer ek begin kommunikeer en nie net als vir myself hou en soos 'n brombeer rondloop want dis my gevoelens, maar wanneer ek daar begin praat wat dinge kan beter word. Verkeer het jy nie al vir iemand gesê dat as jy nie vir my sê nie, kan ek niks daaraan doen nie. Maar wanneer ons seer kry en ons trek terug, is jy daar waar ons begin stil bly. Dan die eindpunt. Wanneer ek nou op liefde gebou het en ek het begin werk met my seer en ek het begin op 'n punt kom waar ek kan vergewe en God se vrede ervaar. In hierdie brief sien ons 'n mooi ding wat Paulus oorskryf. En ek dink hy skryf dit met groot geloof en hy skets hierdie prentjie vir Filemon. Hy sê, dalk was dit juis om hierdie rede. Dalk was hy, Onesimus, juis om hierdie rede 'n rukkie lank van jou af weg. Sodat jy vir hom altyd kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Onesimus het vir Filemon seer gemaak. Hy het weggehardloop, hy het dink nie in goed by hom gesteel, finansiëel
of geld by hom gesteel. Maar wat Paulus skryf is, hy sê, as julle dit kan regkry om te versoen, as julle dit kan regkry om hierdie ding deur te werk, die Here is altyd besig in die agtergrond. En die Here kan hierdie situasie gebruik om julle nader aan mekaar te bring. Nie meer jy is sy baas en hy is jou slaaf nie. Nee, die Here herstel hierdie verhouding so dat julle broers word. Broers in die Here. Jy sit al met 'n situasie wat jy dink nooit in my hele lewe. Nooit sal ek ooit, man, as ek hierdie persoon sien, wil ek eintlik net oor hulle ry. Die Here is altyd besig. En moenie onderskat dit wat hy in 'n verhouding kan doen. Toe jy op skool was en jy is op 'n sporttoer, ek onthou met die rugby saam, jy kom anders te terug as wat jy gegaan het. Baie stories is vertel van mense wat in oorloë saam beklei en hulle lewens vir mekaar gee, want ons iets wat gebeur wanneer daar konflik is, maar dit word reg opgelos. En dis wat die Here doen. Hy gebruik hierdie ongemaklike situasies. En wanneer ek en jy kies om dit reg te hanteer en ons bou op liefde en ons werk met ons eie seer, wat hy hierdie situasie gebruik om 'n verhouding so te herstel dat die verhouding sterker is as wat dit ooit was. Ek weet nie wanneer jy nou gaan nie. Ek weet nie wie jy moet vergewe nie. Wat ek wel sal sê, is ons almal staan met so 'n koevert. Ek weet nie wat se kant jy staan nie. Miskien is dit aan die kant wat die brief moet aangee en sê ek is jammer. Miskien is dit die ander kant wat moet sê ek vergewe. Maar op die einde van die dag, dis wat jy maak met wat hier binne-in staan. En my gebed vir jou is dat jy daai ding sal neerskryf wat jy moet verander in jou lewe. En as jy sukkel, gaan kyk die vorige boodskap oor hoe God jou kan laat verander. Of miskien is daai persoon wat jy moet vergewe, wat jy al so lank ronddraai en jy's so verbitterd, jy weet nie meer wat om te doen daarmee nie. Die Here is in die saak. Moet dit nie alleen doen nie, doen dit saam met hom. Maar dat jy daai naam sal neerskryf, vat 'n koevert by jou huis en skryf dit op 'n papiertjie en sit dit hier binne en sit dit miskien in jou Bybel. Op 'n plek waar jy dit sien elke dag en weet dat jy moet vergewe. En dat jy soms moet jammer sê. Maar God is saam met jou. Vat jou tyd, werk met jou seer, doen dit in liefde. En weet God is besig om te werk in die agtergrond. En op 'n dag wanneer daar versoening plaasvind, is dit moontlik dat hierdie verhouding sterker kan wees as ooit. Kom ons bid saam. Here, U is 'n God van verhouding. U is 'n God wat werk in die agtergrond ook. U is 'n God wat werk al verstaan ons nie, al weet ons nie wat 'n kant toe nie. My gebed is vir elke persoon wat nou hier kyk, dat hulle versoening in hulle lewens sal ervaar, in hulle verhoudinge. Mag hulle U hand sien daarin en mag hulle kies om iets te doen daaraan. Mag ons kies om iets te doen wanneer daar konflik is. Mag ons kies om dit so te hanteer dat daar versoening kan plaasvind en nie net 'n bekleierery nie. Want dit is wat U van ons verwag. En mag ons wysheid in hierdie woorde van Paulus vind. En mag ons dit altyd onthou. En ons dank U daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.